Baie hartlike goeiemôre dan van my kant af ook. Van my ook net baie hartlik welkom vir almal wat vanoggend hier is. Dit is ek dink ek sê net nou vir Fransie daar buite. Ek weet nie, dit is asof dit letterlik 'n paar seisoene in 'n paar uur is. Hierdie tyd van die jaar hier in die baai. Dan reën dit net oor die natuur, dis al so 'n paar vinnige buie wat net so uitsak. En net het ook uitklim toe kom die son uit en nou sien ek is hy alweer weg. So, maar ons is hier. So baie hartlik welkom vir almal wat vanoggend hier is. En dan ook weer eens vir ons mense daar waar jy ook al kyk vandaan by die huis, dalk by die werk, waar ook al baie hartlik welkom. Dit is 'n voorreg om so saam te wees in die Here se naam. En dan gaan ons vanoggend blaai, die van julle wat julle Bybels hier het, na Korintiërs, 2 Korintiërs, tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 12. 2 Korintiërs hoofstuk 12 en daar gaan ons nou saam lees daar vanaf vers 7 af. Dit is vir my 83 vertaling bladsy 242. 2 Korintiërs hoofstuk 12. Ons gaan nou daar saam lees. En ja, soos ons nou ook die mense wat nou aanlyn ingeskakel het, sou dit nou nie gesien het nie. Maar ek gaan probeer onthou om 'n fotootjie of 2 ook daarvan te plaas later op ons Facebook bladsy. Asseblief, as jy nog nie, kan ek nou sommer so 'n bietjie reklame maak daarvoor, maar as jy nog nie ons Facebook bladsy gaan like het nie, en dis nou 'n page, dis nie meer net 'n groep nie, so dis nou al die bells en whistles soos hulle sê wat daarvan deel is, gaan like hom, gaan follow hom, en dan kan jy daarso die mooi foto's sien en die video's en dan die gebedslys wat ons in die kerk gee in die oggende verskyn daarso en ja, en al die nuutste dinge wat nodig is om te weet wat gebeur hier in ons gemeente, gaan kyk asseblief daar. En ja, jy gaan definitief nie spyt wees en ons gaan jou nie spam nie, ons oorlaai dit nie. So, maar dit wat nodig is daar. So ja, soos wat julle nou hier vanoggend hier is, sal weet, ons het dan nou vroeër die voorreg gehad om vir Diolien en dan nou ook haar boetie is mos Dion, né? Hulle is nou uit Jam toe, ja. Maar om hulle baie hartlik geluk te kan wens met hulle fantastiese prestasie, met hulle medaljes, met die stoei, Suid-Afrikaanse stoei kampioenskappe. En ons is so trots op hulle. En gelukkig aan hulle ouers en hulle mense, maar ons weet uiteindelik is dit God se groot genade oor elkeen van hulle. Ook oor ons, dit aan hom al die eer en al die lof, nie dat ons enigstens ietsie wegvat van haar die mooi prestasie van hulle nie, en ook ander mense in ons gemeente, dis nie net die kinders of die tieners en die kinders wat so goed presteer nie, daar is selfs van ons volwassenes wat ek sien wat fantastiese hoogtes bereik, wat deel is van ons geestelike geloofsfamilie, so dis trots op hulle ook, maar nie dat 'n mens iets wegvat van daardie prestasies, maar ons weet uiteindelik, dis God se groot genade. En dit bring my dan nou by vanoggend se boodskap, wat eintlik so op 'n manier 'n bietjie verder voortbou op verlede Sondag. Die van julle wat hier was en dalk nog kan onthou, sal weet dat ons stilgestaan het by Jesaja hoofstuk 40, daai laaste paar verse daar, wat sê, maar hulle wat op die Here wag, hulle wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle hardloop, word nie moeg nie, hulle loop, hulle raak nie afgemat nie, en hulle vlieg met arendsvlerke. Nou vanoggend se boodskap, kan ek sê, vat dit so 'n bietjie verder, wys miskien dit van so 'n ander perspektief af, want ek glo die tyd van die jaar, as jy nou soos ek is, en ek glo hier's baie van julle wat heel waarskynlik vanoggend soos ek voel, dan is jou batterytjie al so 'n bietjie pap, jou geestelike en jou emosionele batterytjie is nogal 'n bietjie op lou, nou gaan so 'n rooi liggie aan en sê, wow, jy weet, recharge, maar dan dink jy, en partykeer gaan dit net so.
So ek dink baie van julle voel soos ek ook, en dan kan 'n mens nogal begin as jy so geestelik moeg raak en emosioneel moeg raak, en dan selfs fisies moeg raak. Ek en 'n paar van ons mense het gister daai big walk gaan doen. Dis nou weer 'n ander dag se storie daai wat alles daar gebeur het met die verkeer en daai goed, maar ons gaan nou nie daarop in nie, maar ons het dit gedoen. Ons is hier in een stuk vandag, bietjie styf, maar ons is hier. Ja, so maar vir alles jy fisies moeg raak, dan kan dit jy nogal op 'n moeilike plek kom, emosioneel en geestelik, as jy moeg en uitgeput is. Maar glo die Here wil vanoggend verder vir ons kom bemoedig en vir ons iets kom gee om saam met ons te vat, en nie net vir vandag nie, maar vir elke dag wat verder voor lê. Veral nou hierdie tyd van die jaar, waar mense regtig waar moeg raak, en jy dink partykeer jy gaan, as jy nou bevoorreg genoeg is om 'n vakansie te hou, dan dink jy, as ek net daai vakansie kan hê, dan gaan ek nou weer aan die gang wees, ek gaan weer lus wees. Maar partykeer dan kom jy terug van 'n vakansie af en dan het jy 'n vakansie nodig om te herstel van die vakansie af, né? Of as jy nie weggaan nie en die skole is gesluit en die kindertjies is daar en jy's mal oor hulle en jy's so lief vir hulle. Maar nou partykeer dan, ek weet, ons was daar. Ons seun is nou al groot en hy doen sy eie ding, maar ja, nou mis ons hulle actually. Maar ja, so, nou nie te veel verder, maar julle weet, glo ek wat ek bedoel vanoggend. Jy kan dalk net vanoggend voel, ek is 'n bietjie moeg. Maar wonderlik wil die Here ons vanoggend, glo ek, deur sy woord weer kom bemoedig en kom versterk. Nie net vir vandag nie, vir die week verder en dan veral ook vir hierdie deel van hierdie jaar wat nou nog verder voorlê. En natuurlik is dit God se krag wat die verskil maak. Dis God se krag wat die verskil maak in mense soos ek en jy se lewens. En een so 'n jong mens, 'n tienerdogter, wat my so geïnspireer het. Sy was Woensdag aand ook hier saam by ons gebedsgeleentheid en na aanleiding van haar kosbare gebed, wat sy in opregtheid en alle eenvoud saam met ons groepie gebid het, het die Here my hartsgeluk so kom aanraak en my so kom bemoedig, dat ek dan vanoggend se gedeelte, glo ek, het om te deel met julle. En ek gaan haar nou vorentoe roep, want sy gaan so kort stukkie getuienis met ons kom deel vanoggend, oor hoe God se krag deur haar ook gewerk het en nog steeds werk, en ek weet ook nog verder gaan werk. Een van ons eie matriekleerlinge. Nou, as ons gou die foto kan kry net daar bo, asseblief Ronel. Dit is 'n foto wat ek afgelaai het daarvan van Facebook. Ek het eers vir haar gesê, hoorie, bring daai trofee saam, toe dog ek, nee, wag, die arme kind, die trofee is amper groter as sy, dan gaan dit nou 'n hele gesukkel wees. Toe sê ek, nee, ek gaan nou maar net die foto wys, en baie van julle weet ek het daai foto op Facebook ook gesien, en dit is natuurlik niemand anders as ons eie Elnay Burger, wat hier by ons ook dan nou deel was, sy's nou matriek van Glow. En ek wil gou vir julle lees, wat 'n fantastiese uitstaande toekenning het Elnay verwerf. Sy het eintlik geskiedenis gemaak. Ek gelees wat hierso staan op Hoërskool Vryheidsspie se Facebookblad. Elnay Burger in graad 12 is tydens die jaarlikse akademiese prysuitdeling deur die Toastmasters. Dit is so 'n organisasie of 'n beweging, ek praat onder korreksie, maar wat jong mense bemagtig en help om met selfvertroue te kan optree en so aan. Deur die Toastmasters met die hoogste moontlike prestasie beloon. Sy ontvang die Toastmasters Speaker of the Year Trophy vir die beste. Hierdie staan JCC, dit is Junior City Council, Junior Stadsraad van Port Elizabeth. Vir die beste JCC spreker vir 2025. Nou hoor gou hoekom dit nou so uitstaande is. Die beker is 61 jaar oud en is die eerste keer in 1964 toegeken.
Dit is 'n prestige toekenning, veral as 'n mens in ag neem dat Elnay 'n Engels tweede taal of 'n Engels addisionele taalspreker is. Met ander woorde, haar tweede taal is Afrikaans. Sy's nie Engels gebore, grootgemaak nie. Sy moes met al die Engels huistaalsprekers, dis nou soos al die ander Engelse hoërskole wat hier in die baai is, van Gqeberha, van Port Elizabeth, moes sy meeding vir hierdie gesogte trofee. Dis die eerste keer in Vrynsby Hoërskool Vrynsby se betrokkenheid by die Junior Stadsraad, dat die eer 'n Vrynsby skoolier te beurt val. En dan sê die skool, hulle is so trots op jou, ons is baie trots op jou, Elnay. Soos julle kan sien, daarso is die pragtige sertifikaat, en dan daai reusagtige trofee. Dit gebeur wanneer iemand, al is hy jonk, weet wie haar krag is. En ek het dan vir Elnay gevra om net so kortliks met ons te kom deel vanoggend hoe sy dit beleef. En glo ek vir julle ook, nie net vir ons groot mense, maar selfs vir ons jonger mense, ons tieners wat vanoggend hier is, te kom inspireer. Elnay, asseblief, ons wag om jou te hoor. Daar sy. Ek glo jy's op die lig. Okay, ek praat nie gewoonlik oor 'n mikrofoon nie, so verskoon my. Goeiemôre aan almal wat vandag hier so sit en luister van die huis af. Ek gaan eerlik wees, ek doen nie regtig gewore met baie groot mense nie, dit maak my bietjie skrikkerig, maar ek gaan doen wat ek moet doen om die Here se naam groot te maak vandag. So van 'n jong ouderdom af het ek gestreef na leierskap en het later aan besef dat my doel op hierdie aarde is nie net om die Here te bedien nie, maar ook om te lei en ander te beïnvloed. Ek het bevind dat ek die Here kan verheerlik deur sy woord te versprei en mense te motiveer om positief te doen en te dink. In graad 10, dit is 2 jaar terug al, kon ek aansoek doen om Vrynsby se nuwe junior stadsraad lid te word. Vir die wat nie verstaan watter eer sulke titel is nie, dit is basies op die junior stadsraad self is daar 25 skole wat hulle skole verteenwoordig en die 2 topleiers per skool word dan verkies om hulle skool te verteenwoordig by die stadsraad self. En selfs al is jy op die laagste vlak van die junior stadsraad, is dit nog steeds 'n groot eer en dit kan jou baie ver bring in die lewe. Ek het gevolglik gegaan vir die onderhoud en gehoop vir die beste. 2 ure later het almal my kom druk en my gelukwens en ek het nie regtig verstaan nie, want ek het nie gedink ek sou dit kry nie, want ons was soos oor die 20 wat aansoek gedoen vir hierdie posisie. En so vind ek uit dat ek verkies is as die nuwe junior stadsraadlid wat my skool Hoërskool Vrynsby kon verteenwoordig. 'n Maand later ontvang ek my toga en ek woon my eerste vergadering by. Die vergadering het egter nie verloop soos wat ek gedink het dit gaan nie. Ek was omring met jong leiers wat vloeiend Engels gepraat het en voor baie mense opinie kon lig wat ek op daardie stadium nie regtig kon doen nie, of gedink het ek nie kon doen nie. Ek het heelwat geïntimideerd gevoel deur die senior counselors en die paneel wat langs die kant gesit het, en ek het gevoel asof die skool definitief die verkeerde persoon verkies het vir hierdie posisie. Daardie aand het ek Bybelstudie gaan doen en ek het vir die Here gesê dat ek nie gereed voel vir hierdie groot verantwoordelikheid wat aan my toegeken is nie. Hy antwoord my met die volgende: Ek kort nie jou gereedheid nie. Ek benodig net 'n hart wat gewillig is om my wil uit te voer. Ek het daardie aand besluit om die Here en sy groter plan vir my lewe te vertrou, alhoewel ek nie seker was hoe dit gaan afloop vir my nie.
So 'n jaar het verbygegaan en ek het meer en meer vertroue opgebou en begin groot inset lewer op die Junior Stadsraad en hulle projekte. Ek het selfs op die ouderdom van 17 'n groot projek van my eie geloods vir die pikkewyne, die koerantpapier, daai projek. Ek het egter 'n rukkie later nog 'n baie groot struikelblok ervaar. Ek was nie verkies om leerlingraad by my skool te wees nie. Hierdie het my heelwat ontnigter en die vyand was heelwat hard aan die werk met my, want ek het gedink, yes, as ek nie eers 'n leier vir my skool kon wees nie, dan is ek werklik 'n leier. Ek het gevolglik stiller geword en gevoel asof ek nie goed genoeg was om die titel leier te hê nie. Na 2 weke, het ek weer my Bybel eers oopgemaak en die Here het my gevat na spesifiek Romeine 8 vers 18 toe en ek wil dit graag vir julle lees. Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En ek sit daar en ek dink, wat? En hy sê toe vir my die volgende: Elnay, die teleurstelling wat jy nou ervaar, weeg nie op teen die planne wat ek het vir jou nie. Ek het gevolglik besef dat ek dien 'n God wat 'n groter prentjie sien wat ek nie kan sien nie en ek het hom toevertrou. So 'n maand of 2 later word ek verkies as board member, hoof van Public Relations van die Junior Stadsraad. Dit is basies om eenvoudig te stel die tweede hoogste vlak van die Junior Stadsraad. En toe 'n maand later, tog het daar gestop, maar dit het nie, was ek in die Kaap vir toneel en my foon het elke 5 sekondes afgegaan. Ek het eventually gaan kyk op my foon en ek sien net die prentjie van die trofee en 'n baie lang stembrief. Ek praat nou van so 7 minute lank. Ek het sodoende uitgevind dat ek die hooftoekenning, die Toastmasters Trophy vir Best Public Speaker ontvang het. Tydens die oorhandiging 2 weke terug, ervaar ek net die Here se teenwoordigheid op 'n hele ander vlak, as soos julle weet, daai full circle moment, dis wat hulle dit noem. Ek het toe ervaar dat dit was nooit sy plan gewees vir my om noodwendig my skool te lei nie, maar om eerder my stad te beïnvloed en te bedien. Ek moes net op hom vertrou en ek is so dankbaar dat ek dit wel gedoen het. En op dieselfde manier, as ons iets toegeken word wat ons nie weet hoe om dit te doen of hoe ons by iets gaan uitkom nie, as ons soos uitdagings ervaar, ons hoef nie gereed te wees nie, ons hoef nie seker te wees nie, ons moet net op die Here vertrou. Dankie. Baie dankie. Elnay. Ek kan eintlik maar nou sê amen. ons het nou die hele, ons het nou 'n amazing al die knoppies afsit. Ons het nou so 'n amazing boodskap gehoor. So baie dankie vir daardie kragtige getuienis wat jy gelewer het. En nogmaals weet net, ons is ongelooflik dankbaar en trots saam met jou. Hoor, jy is, ek wil nie te veel verder oor praat, nou gaan ek in trane uitbars en dit gaan nou niks help nie. Okay, so hierdie enetjie gaan ek nou afsit. Okay, daar is al die liggies af en aan. En om dan nou net, soos ek sê, ek dink ons het dit, ek kan nie veel meer sê nie, maar kom ons gaan terug vanoggend net baie kortliks na die woord van die Here ook, na hierdie gedeelte wat net absoluut so amazing is in 2 Korintiërs hoofstuk 12. En julle kan saam met my lees daarso. Ek wil net gou vinnig so 1 of 2 gedagtes deel net van die agtergrond, dan verstaan mense dit ook net beter as 'n mens nou hierdie woorde vanoggend gaan lees.
En dit is natuurlik nou Paulus wat daar besig is om te skrywe. En Paulus, baie van ons sal seker hopelik weet, hy het die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf. Hy was eers 'n vervolger van Christene gewees, 'n skrifgeleerde, hy was baie goed geleerd oor die Ou Testament, daardie tyd se Ou Testament. En hy was verdwaal, hy was op die verkeerde pad gewees. Hy het die Christene wat Jesus Christus geken het hy vervolg, hy het bygestaan, hy het hulle laat doodmaak. En toe kom God en op die pad na Damaskus, ek kan dit nie te lang vertel nie, gryp die Here in Paulus se lewe. Want Elnay het ook nou gepraat van die groter prentjie wat God sien, wat ons nie altyd sien nie. Ek glo God het reeds geweet, hy het 'n groter doel, hy het 'n bestemming, hy wil Paulus kragtig gebruik. So hy kom en hy gryp in Paulus se lewe op die pad na Damaskus. Hy word blind, hy sien weer en hy het 'n ontmoeting, 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus self. En van daar af maak sy lewe 'n 180 omdraai. Hy word radikaal vir Jesus 'n volgeling van hom. En natuurlik het hy het groot dinge vermag. Maar, en dit is waar ons nou by vanoggend se gedeelte kom. Paulus het ook geweet wat dit is om swaar te kry. Alhoewel hy so 'n kragtige instrument was in God se hand, het hy ook swaar kry beleef. In 2 Korintiërs op 'n ander plek skryf hy van alles wat hy moes deurgaan in sy lewe omdat hy Jesus Christus liefgehad het en die passie wat in sy hart was vir die evangelie en sy liefde vir mense dat hulle nie moet verlore gaan nie. Om dit alles te kan verkondig moes hy groot struikelblokke oorkom. Doodsgevaar, is hy in die tronk gegooi, is hy geslaan, was hy op die skepe uitgewees, het hy daar skipbreek gelei, het hy baie keer gesê, hy weet nie of hy volgende oggend die son gaan sien opkom nie. Om alles te kroon het hy nog mense gehad wat teen hom gedraai het, agter sy rug van hom sleg gepraat het, uit sy eie Christen geleedere uit. Die lysie gaan aan. En dan sê hy hierso onder andere, kom ons lees daar vanaf vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie. Dis nou 'n soort, ten spyte van al hierdie amazing goed wat hy gedoen het vir Here, hoe God hom kragtig gebruik het. Sê hy, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. Kom ons stop net gou vandag daar. So Paulus vertel hier dat hy iets gehad het, en die slim mense, ek het dit weer gelees vanoggend, niemand weet verseker wat dit was waarvan hy hier praat, as wat hy noem 'n boodskapper van Satan wat hom met vuiste slaan nie. Party mense, want dit was iets wat hom geweldig ondergekry het, wat hom baie keer seker geweldig moedeloos gemaak het, wat hom baie keer uitgeput het, wat hom baie keer dalk selfs laat wonder het, hoorie, jy weet, is dit die moeite werd? En die slim mense sê, baie mense sê dit was dalk dat hy besig was om blind te word, hy het sy sig begin verloor, dink net wat sy groot krisis sou dit gewees het. Ander mense sê weer dat dit kon wees dat hy self dalk ook met depressie gesukkel het by tye. Ander mense sê weer, dit was mense wat die lewe vir hom moeilik gemaak het, wat hom net absoluut beproef het en hom moedeloos gemaak het. Niemand weet regtig wat dit is, maar wat vanoggend nie, dis nie regtig belangrik wat dit was nie. Die feit van die saak is, daar was iets in Paulus se lewe wat hom ondergekry het, wat hom partykeer lippe teen die klippe gelos het. 'n Boodskapper van Satan, noem hy dit, wat hom met vuiste geslaan het. So dit was iets wat deurlopend deel was van sy lewe. En dan, en ek seker baie van ons kan vanoggend weer eens sê, ek verstaan iets van Paulus se pyn. Ek het ook in my lewe iets wat dit partykeer vir my net so moeilik maak, of wat my partykeer net so moedeloos maak, of wat my partykeer net laat voel, is dit nog die moeite werd om die Here te dien. Maar dan hoor ons, en dit moet ons baie mooi raak lees vanoggend, wat sê hy in hierdie volgende vers? En dit is miskien ook, en ek het dit gehoor in Elnay se getuienis ook, wat sy vanoggend gedeel het.
Sy het na die Here toe gegaan. Sy het met die Here gepraat, sy het met God gepraat, sy het daar goedjies in haar dagboek neergeskryf. En dit is so kosbaar om dit te hoor, veral by 'n jong mens. Daar's hoop vir vandag se jong mense. Ek sien nooit moed op vir vandag se jong mense nie. Daar's soveel hoop. Daar's soveel van hulle wat vir die Here leef, soos Elnay. En dis wat Paulus gedoen het, né? Hy het hierdie ding gehad wat hom uitgemergel het, maar hoor wat sê hy in vers 8? Wat doen hy? 3 maal. En dit kan selfs meer wees. Hierdie is dalk maar nou net soos 'n simboliese nommer, weet, 'n baie belangrike of 'n simboliese nommer van sê hy het dit baie gedoen. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Dis wat Paulus doen. En ek praat vanoggend weer eens eerste met myself. Ons het hierdie krisisse, ons het hierdie beproewing, ons het hierdie lyding, wat dit ook al mag wees, baie keer in ons lewens, en ons probeer op ons eie dit oorkom, of dit te handle, of aan te gaan, wat dit ook al mag wees, en as 'n laaste uitweg sal ons sê, ag, weet, nou sal ek maar, kom ons bid maar, dalk weet, uiteindelik, ek het nou alles geprobeer, maar kom ons bid nou maar. Paulus gaan na God toe, hy gaan na hom toe met hierdie boodskapper van Satan, wat hom so uitmergel. Hy sê, 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my al weggeneem moet word. Hy gaan in gebed na sy hemelse Vader toe, hy vat dit na hom toe. Sê nie, jy moet niks anders doen nie, maar jy moet eerste in gebed na die Here toe gaan. 1 Tessalonisense 5, wat sê, bid sonder ophou. Ons weeklikse gebedsgeleentheid woensdaande. Dis net om gehoorsaam te wees aan God, om te bid. Dit is om te bid. Daar's ons bord met ons asseblief aan die een kant, dinge waarvoor ons nog steeds bid. Daar's ons dankie aan die ander kant, gebed wat verhoor is. Kyk net hoeveel is dit. Dit is woensdaande. Bid ons spesifiek daarvoor. Ons vat dit na die Here toe. Soos wat Paulus gedoen het. En hy sê, hy het dit vir die Here gegee, en hy het gevra, Here, vat dit van my al weg. Hy was moeg daarvoor, hy het gevoel, hy kan nie meer nie. En dan hoor ons in vers 9, en dit is vanoggend se teksvers, glo ek, wat die Here vir ons wil kom gee. God, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En dan sê Paulus, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, met ander woorde swaar kry, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, dan is ek sterk. As ek swak is, dan is ek eintlik sterk in God se krag. God se krag. Net vinnig terug te kom na vers 9, toe daar antwoord die Here hom, en hy sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. God in sy groot liefde, God in sy groot genade, ons sing so gereeld daai liedjie, the goodness of God. All my life you have been faithful. The goodness of God. Psalm 23 vers 6 en 7 wat sê, eintlik vers 7, u goedheid en u guns sal my volg al die dae van my lewe. God se goedheid, sy genade, sy ontferming, sy liefde, dis genoeg. En is altyd meer as my grootste beproewing, as my grootste krisis, as my grootste uitdaging, as my grootste battle. God se genade is altyd meer. En hy sê vir Paulus, ek gaan nie hierdie uitdaging, wat dit ook al was van jou al wegvat nie. Ek wil dit juis gebruik, omdat wanneer jy swak voel, en ander mense sien teen ook daai swakheid in jou raak, wat dit ook al mag wees, dat hulle sê maar, wow, kyk, dit moet mos nie so wees nie, want kyk daai ou, kyk waarmee leef hy, dalk met daai gebrek of met daai whatever.
En nogtans gebruik God hom so. Want God se krag wil deur jou en my, deur ons swakheid werk. Ek glo, as ons vanoggend net dit kan onthou, dat God se genade is altyd genoeg. En tweedens, dat God juis sy krag in my swakheid tot volle werking wil laat kom, sodat hy verheerlik kan word in my swakhede. So met ander woorde, wat hoor ons vanoggend? Ek hoef nie slim of mooi of sterk, okay, as jy is, daar's niks daarmee verkeerd nie. Maar ek hoef nie sterk te wees of suksesvol of wat ook al die wêreld in 'n mens se ore skree. Jy moet suksesvol wees, jy moet sterk wees, jy moet mooi wees, jy moet ryk wees, jy moet dit wees, jy moet dat wees. Al daai goed van die wêreld skree in 'n mens se ore. Dag en nag hoor jy dit, sien jy dit. Ten spyte van al daai goed, sê die Here vanoggend, nou wys, ek wil my krag deur jou laat werk. En soos Alnay ook tereg sê, sy het nie my boodskap gehoor nie, sy het nie eens geweet waar ek vanoggend gaan deel nie. Maar in jou swakheid wil God werklik sy krag tot volle werking bring. Jy moet net bereid wees. Soos wat sy gesê het, Here, hier is ek. Ek voel nie up to it nie, kyk na al hierdie ander slim, grande, Alnay is slim hoor, moenie 'n fout maak nie. Maar hierdie ander Haai, kom ek sê so, mense voel maar partykeer 'n bietjie minderwaardig as jy in sekere mense se geselskap kom, né? Omdat jy self dink jy's minderwaardig en jy is nie. Ten spyte daarvan, sy gesê, hier is ek, Here, ek glo ek moet U wees, gebruik my. En God het juis dit gedoen. En hy gaan dit nog verder doen in daai jong mens se lewe. Ek wil afsluit met hierdie stukkie wat ek gelees het oor God se genade. Dit was vir my so mooi, ek wil dit graag met julle vanoggend kom deel. Ek lees dit raak op sosiale media en dit gaan juis oor wat God se genade is. God se genade is genoeg as ons geval het en ons probeer opstaan. Dis ook genoeg as ons nie wil opstaan nie. En selfs genoeg as ons weer val. God se genade is genoeg as ons dit met ons hele hart en albei ons hande aangryp. Sy genade is genoeg as ons dit ignoreer en selfs niks daarmee te doen wil hê nie. Dan is sy genade nog steeds daar. God se genade is genoeg in die vrolike tye wanneer ons nie elke dag na hom smag nie. En dis genoeg in die swaar kry dae wanneer ons om hulp roep. God se genade is daar wanneer ons dit verdien en wanneer daar geen enkele rede bestaan waarom ons dit mag ontvang nie. En dan laastens, God se genade is daar wanneer ons sterk is en wanneer ons nie so sterk is nie. Trouwens, dan word sy genade sommer 'n groot krag. So, moral of the story is nie een van ons soos ons vanoggend hier sit, het eintlik, as 'n kind van God is, het ek eintlik glad nie 'n verskoning om vanoggend om te sê, ag nee wat, ek is te swak, ek is te dit, ek is te dat, God kan my nie gebruik nie. Ons het nie verskonings nie. Want uiteindelik gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor God se krag. Ek moet slegs, in die Engels sê, 'n wessel wees, 'n instrument en sê, hier is ek, Here, met my swakhede, met my tekortkominge, met my uitdagings, maar gebruik my. Laat U krag deur my 'n werklikheid word. En dan wil ek afsluit hiermee. Amen sê, ons gaan nie nou so intoe blaai nie terwille van die tyd, maar gaan gelees dit gerus daar in Efesiërs 1. Ek het gedink verlede Sondag ook daarna verwys dat as ek kind van God is, dan is God se opstandingskrag in my. God se opstandingskrag, daai selfde krag sê Paulus daar, waarmee Jesus Christus uit die dood uit opgewek is, waarmee hy die mag van die dood, die ewige dood, die mag van die sonde, die mag van die bose, van Satan, finaal oorwin het. Daai krag is in my as ek God se kind is. En of ek dit nou so voel of nie so voel nie, asof ek dit nou wil glo of nie wil glo nie, dis daar. Dis deel van God se genade.
sy opstandingskrag. Maar net soveel meer beteken dit vir myself as ek dit besef, dat ek hierdie krag in my het. En omdat God se krag in my werk, het ons mos nou gehoor, kan hy oneindig meer doen, as wat ons ooit kan bid of dink of droom. Dis my hartsgebed vandag vir elkeen van ons, dat ons op een of ander manier God se krag deur ons sal so laat beleef en sal laat werk. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie, dat ons net vanoggend kon weer eens herinner word aan hierdie baie bekende gedeelte van Paulus, waar hy, wat so kragtig gebruik was deur U om die grootste deel van die Nuwe Testament te skrywe, en vandag nog mense se harte aanraak deur U Gees, dat U hom gebruik het, op 'n amazing manier. Maar Here, dat selfs vir iemand soos Paulus, wat 'n man was so na U hart, wat 'n man van God was, wat naby U geleef het, Here, dat hy ook uitdagings beleef het, dat hy ook beproewings en swaar kry beleef het. Ja, en dat hy selfs partykeer down and out was, Here. Dat hy gesê het hier, dit voel asof dit 'n boodskapper van Satan is, wat hom met die vuiste stoetakel. En dat hy gesê het, hy wil dit nie meer hê nie, hy kan nie meer so aangaan nie. En Here, dankie dat ons kan hoor wat hy gedoen het, en help ons vandag om dit ook te doen, eerste, in gebed na U toe te gaan, met wat dit ook al is, wat ons dalk ook op moedverlose vlakte partykeer laat opeindig. Of wat ons partykeer laat voel, ek is nie goed genoeg nie, ek is minderwaardig, ek kan nie. Help ons om dit na U troon toe te vat, en dit by U te los, en in geloof te weet, U krag wil juis deur ons werk, wanneer ons besef hoe swak ons is. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet, U opstandingskrag van Efesiërs 1, dieselfde krag waarmee U Jesus uit die dood uit opgestaan het, en die bose en die hel en die Satan en die sonde oorwin het, daai selfde opstandingskrag leef in ons as ons U kinders is. Herinner ons elke dag asseblief weer daaraan, as ons dit begin vergeet. Maar bo alles, Here, herinner ons aan U genade, wat nooit sal ophou nie. Dankie daarvoor. En so bid ons dan ook terselfdertyd vir ons jong mense, Elnay, Diolien, Dion, al die ander jong mense wat ook op een of ander manier presteer het, of wat selfs net op 'n manier iemand se lewe aanraak. Dankie vir hulle, seën hulle Here, en laat hulle net meer beleef hoe U ook U krag deur hulle wil laat werk. In U naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons met hierdie pragtige lied van Juanita, Koningskind.